Dis Dieremaniere, 'n bekbazaar vir elke dier en sy manier. Welkom hier tussen die diere. Ek is Elsje van Jaarsveld, saam met ons produksieregisseur Vianel. Ek glo die storie oor sjimpansees wat uit hokke en misdaadsyndikaate gered word en hier in Suid-Afrika gerehabiliteer word, was vir jou net so merkwaardig soos vir ons. In ons vorige episode van Dieremaniere het ek met Eugene Cousins, die stigter van Chimp Eden in Mbombela gesels en hy het ons daarvan vertel. Hy het nou saamgewerk saam met die Jane Goodall Instituut en die storie was selfs vervat in 'n televisiereeks wat Animal Planet kom vervaardig het. Daar kan jy dit nog opspoor. Die titel was Escape to Chimp Eden. Daar is ook nog heelwat videomateriaal op YouTube beskikbaar. En soos jy weet, neem ons jou elke week terug na die natuur met 'n klank van 'n dier. Probeer gerus identifiseer watter dier het ons hier. Wian bring elke week vir ons die dieregeluide saam. En Wian se leidraad is baie sosiaal en slaap met een oog oop in die oseaan. Ek herhaal, baie sosiaal en slaap met een oog oop in die oseaan. Nie te moeilik nie, en hulle kenmerkende klank het waarskynlik nou dit makliker gemaak. Aan die einde van die program kom Wian uit met die sak patat en dan sal jy weet of jy op die regte spoor was. Hier by Dieremaniere praat ons oor 'n wye verskeidenheid temas, solank die diere sentraal staan. Volgende week praat ons oor afgetrede resiesperde en 'n nuwe lewe na die renbaan. Maar vandag se onderwerp is nog 'n relatiewe nuwe veld en jy kan daarmee saamstem of dit val dalk nie in jou kraal nie. Maar ons hoor so uit die perd se bek of mense met diere kan kommunikeer op 'n diep vlak. Liesel Kreer vertel dat sy met diere kommunikeer en sy verduidelik hoe dit werk. Liesel, welkom by Dieremaniere. Dit is seker vir jou 'n baie bekende omgewing so tussen die diere en om oor diere te praat. Ja, baie dankie. Soos ek sê, ek is baie lief vir diere nog altyd gewees, so ek is enige tyd baie gelukkig om oor diere te praat. Vertel ons 'n bietjie van jou grootwordjare, want baie keer 'n liefde vir diere kom so van kindsbeen af. Ek het in Johannesburg groot geword, in 'n voorstad van Johannesburg. En ek onthou ons het een kat gehad en ek kon een hondjie gehad het. Sy naam was Snippy, my eerste hondjie. Was 'n toypom, maar ek het altyd gesmag na meer kontak met diere. So elke keer as ons ergens heen gegaan het waar daar meer geleentheid was om met diere kontak te maak, soos byvoorbeeld 'n plaas of jy weet as jy weggaan vir 'n naweek, het ek onmiddellik na die diere toe gegravitate. En dis nie net soos huisdiere of plaasdiere nie, maar ek was ook verskriklik lief vir wilde diere. En ek onthou as kind, en dis een van my mooiste herinneringe, het ons elke vakansie, Julie vakansie, Kruger Wildtuin toe gegaan. En dit is van my beste nog steeds as ek mal daaroor om bos toe te gaan, om net rondom diere te wees. En nou ook bly jy op 'n plaas naby aan die Parel en daar's baie diere. Ja, ek is gelukkig genoeg. Ons het so 15 jaar gelede uit die middel van die stad af, uit Oranjezig uit in die Kaap getrek, om op 'n plaas te kom bly. Ek is mal oor perde ook, en as kind was perde ook net nooit op die radar nie, want niemand in my familie het perd gery nie. En teen die tyd wat ons hiernatoe getrek het, het ek toe nou dit reg gekry om my eerste ou perdjie te hê. En ek het altyd net gesmag om uit die stad uit te trek. Die mense, die geraas, die woeligheid. En ons het 15 jaar terug hiernatoe getrek en ek is nou gelukkig genoeg om 8 honde te hê, 6 katte, 6 perde van my eie en 'n sweterwiel hoenders wat ek nie eers getel kan kry nie. Genade mens, in die agtergrond sal ons dalk van hierdie diere ook later hoor. En elkeen het 'n naam en elkeen het 'n persoonlikheid, neem ek aan. Elkeen het 'n naam en elkeen het natuurlik 'n persoonlikheid. Selfs die hoenders. Ek het nou eendag gelees dat hoenders kan 100 verskillende mense se gesigte herken. Kan jy glo, so hulle is nog intelligent ook. Baie meer intelligent as wat ons dink. Jy het nou so met die verloop van die jare het jy 'n dierewelstand praktisyn geword. Wat doen 'n dierewelstand praktisyn?
Wel, as ek net 'n treukie kan teruggaan, ek is eintlik 'n gekwalifiseerde belastingprokureur Kan jy glo? en ek doen nog steeds 'n bietjie dit, maar my passie is regtig diere. So ek het was baie suksesvol in my beroep gewees, maar ek het die hele tyd gevoel dit was net die hele tyd ietsie missing of ek soek nie heeltyd nou iets as hierdie hele korporatiewe bestaan wat net eintlik papiere rondskuif is. Dus ek gevoel dit op die stadium. En toe het ek was ek gelukkig genoeg geweest toe ons nog in die stad gebly het, een van ons klein Yorkshire terriertjies, sy naam was Sarel, is deur 'n Rottweiler gebyt. Ongelukkig en hy is toe verlam as gevolg daarvan en hy baie goed tot dink ek 10 of 11 of 12 gelewe met wielietjies. Maar ek was toe nou so getraumatiseer deur die insident want ek het gevoel ek moes hom opgetel het en ek het nie want ek het klaar 2 ander rondjies in my hande gehad. En ek maakte kontak met 'n persoon wat animal communication doen om met Sareltjie te praat. En dit was my so dit het my oë so oopgemaak aan hierdie ander wêreld wat bestaan en ek het toe gestudeer vir baie jare om 'n professionele animal communicator te word. Maar saam met dit het ek ook my Reiki kwalifikasie gedoen. So vir die wat nie weet nie, Reiki is mos energie soos 'n healing met jou hande. En ek het daarmee saam ook 'n kursus gedoen wat hulle noem dit Animal Natural Healing Touch. Wat 'n kombinasie is van energie healing, maar ook soos in fisies met die hande op sekere meridians en so sekere chakras op die diere werk. So met dit alles saam, sou ek sê het my gevorm tot wat ek vandag is as ek met diere werk. Goed, jy sê nou jy het iemand gekontak om met Sarel te kommunikeer. Verduidelik vir ons dit. So die ding met animal kommunikasie is dat dit alles in die wêreld, alles in die heelal bestaan uit energie. En die beste en ons is almal al van hierdie sop van energie, maar as mense is ons so afgesny daarvan en so afgesny van ons eie liggame om mee te begin. So dit is wat ek basies kan beskryf as jy weet as jy in 'n kamer instap en daar's 2 mense en hulle het baklei en jy voel daai energie. Kinders oor die algemeen word gebore met hierdie non-verbale kommunikasie. Dis vir hulle 100% natuurlik. Jy weet as jy klein kindertjies, veral kinders voordat hulle kan praat. As jy kindertjies dophou, ons bly nou in die Wynland omgewing en baie keer sien ek, jy weet, dis baie toeriste, mense van allerlei lande wat nie dieselfde tale praat nie, maar die kinders kan met mekaar speel. Want hulle het nog nie afgeleer om hierdie non-verbale kommunikasie te doen nie. En dan ongelukkig soos mens ouer word, jy weet as jy nou vir jou ma sê, luister, die kat het vir my gesê sy maag geseer. Dan as ouers sê gewoonlik nie man jy stupid. Jy weet dit bestaan nie. En dan word hierdie vermoë net gesquash basies deur die samelewing, deur ons ouers en so aan. Maar kinders, ons almal het daai vermoë. Dit is amper soos 'n spier wat ons net weer moet aktiveer. So hoe die proses werk is jy hoef nie eers naby die dier te wees nie. Jy kan dit ook vergelyk met soos 'n radiofrekwensie wat jy weet as jy nie die regte radiostasie kry nie, dan maak dit geluid. Ja. Jy moet stil raak aan jouself lekker ground, diep asemhaal en in tune met die frekwensie van die dier waarmee jy wil werk. So gewoonlik vra ek vir mense, so dit kan of 'n persoon wees, maar dis nie asof ek nou sit met 'n hond en praat en die hond sit en kyk vir my nie. Jy weet, hulle gaan aan met whatever hulle doen. Maar meeste van die tyd verkies ek om, veral omdat ek ver bly, om van foto's af te werk. So solank as jy 'n foto het wat jy die dier se oë kan sien, kan jy met hulle daai persoonlike dier se frekwensie en die essensie van daai dier connect. So dit gaan oor die oog van die dier. Ja, soms ek meen nie noodwendig die oog nie, maar dit maak dit net vir my makliker. Hulle sê mos altyd die oë is die vensters van die siel. So as jy die oë kan sien, maar jy weet byvoorbeeld soos met diere soos perde, wie se oë nie, jy weet hulle oë sit mos nie kante van hulle kop. So dis eintlik moeilik om 'n foto te kry byvoorbeeld van 'n perd waar jy albei oë kan sien. En hierdie werk natuurlik ook met wilde diere ook. So ek meen dis ook moeilik om byvoorbeeld 'n foto te kry van 'n luiperd of iets wat jy albei oë van voor af kan sien. So dis net goeders om te help met die frekwensie konneksies. Soos as jy weet jy wil op 94.5 indial. Jy het klaar daai nommers 94.5. Wat is dit? Good Hope FM of whatever. So baie keer sal ek vra soos ek vra gewoonlik vir 'n paar goed, 'n foto waar jy ook kan sien verkieslik en waar die dier is. Jy weet, so meer spesifiek dit kan wees, hoe meer akkuraat kan die intuning wees. Maar soos ek gesê het, baie keer as dit 'n wilde dier is, dan weet jy nou nie presies waar die dier is nie. So dit is moontlik om dit te doen, dis maar net goedjies om my te help om 'n baie beter en akkurate en vinniger koneksie te bewerkstellig. Watter inligting kan jy kry van die dier wanneer jy kommunikeer met die dier? Dit hang baie af. Dit is ook belangrik om te onthou dat
jy weet, ek en jy kan 'n gesprek hê oor iets en jy kan die hele gesprek anders interpreteer as wat ek dit interpreteer. So dis baie belangrik om, jy weet, alles wat ons ook ontvang gaan deur ons eie persepsies en ons eie opinies. Soos as jy dink, jy weet, perde moet in die vlaktes rondhardloop, jy weet, dit is die persepsie wat jy het. Dan is dit nie noodwendig van daai spesifieke dier wat dalk nie daarvan hou nie. Dis nou dalk nie die beste voorbeeld nie, maar daar is 'n paar maniere wat mens inligting kan ontvang op 'n energieke manier. Die eerste een is clairvoyance, wat half, jy weet, jy sien dit voor jou. Dan kan jy clairsentience, is wat jy voel dit onmiddellik. Dan is daar clairaudience, wat jy party mense hoor fisies. Jy weet, as hulle connect kan hulle hoor wat rondom aangaan. En dan 'n reuke. Reuke is so 'n verskriklike sterk manier om inligting te ontvang. Maar ons vergeet half daarvan. So dit is die 4 maniere en baie keer hang dit af van die persoon wat met die dier connect. Soos byvoorbeeld, hulle sê soms is mense wat baie kunstig is, sal waarskynlik goeders eerder sien. Terwyl ander mense wat dalk nie so regterbrein is nie, sal dalk iets hoor. Vir my persoonlik is dit meer van 'n clairsentience. Soos soms sien ek, maar soms voel ek. Dit is amper soos 'n, hoe kan ek sê, soos 'n download van inligting wat net arriveer. Dink jy almal kan met diere kommunikeer of is dit iemand wat nogal baie sterk intuïsie het? Almal kan met diere kommunikeer want ons almal word so gebore. So, en dit is ook hoe mense met mekaar gekommunikeer het in die verlede. Almal kan met diere kommunikeer, maar soos ek sê, dit is iets wat ons afgeleer het. So daar's 2 goedes wat dit vir mense meer uitdagend maak. Die eerste een, dis ek sê, dit is 'n spier, dit is 'n vermoë wat ons nie meer gebruik nie. En die tweede een is die mense vertrou nie in hulself dat dit kan doen nie. En daai afwesigheid van selfvertroue, wel dis maar soos met alles in die lewe, dit kan regtig 'n groot verhindering wees om suksesvol te kan kommunikeer. Maar ja, ek bied ook baie workshops aan om vir mense te leer om dit self te doen. Omdat dit op die ou en nou meer mense weer met diere kan kommunikeer, hoe beter is dit vir die diere. Hoe meer kan ons hulle verstaan en hoe meer kan ons, jy weet, vir hulle gee wat hulle regtig nodig het, want ons as mense bring diere in ons huise in en in ons omgewing in en op 'n manier verwag ons van hulle om te weet wat ons al van hulle verwag, maar hulle weet dit nie. Jy weet, dit is soos as 'n hond wat nooit oefening kry nie. Baie mense het hierdie werkshonde, jy weet, so Staffies of German Shepherds of daai tipe van honde en hou hierdie honde aan in 'n baie klein erfie en dan kan hulle nie verstaan hoekom hulle die gras opgrawe nie of hoekom die hond jou bank opeet nie. So ons is nie altyd, jy weet, ons kry hulle in ons lewens in, maar ons voldoen nie aan hulle vereistes as honde en as dan die spesifieke rasse van honde nie. Daarvoor het jy ook gesê, mens kan oor 'n afstand kommunikeer met die dier en so 'n paar jaar gelede was daar 'n leeu wat ontsnap het uit die natuurpark. Ek wil my verstout om te sê sy naam was Sylvester en daar was ook 'n kommunikeerder wat aangestel was om met Sylvester kontak te maak. Onthou jy so 'n storie? En watse inligting sal mens nou van 'n wilde dier kan kry, so oor 'n afstand? Wel, dit maak dit bietjie moeiliker as dit met wilde diere is, omdat hoe kan ek sê, diere in ons huis en so is baie meer gewoond aan menskontak. Jy weet, hulle wil by mense wees. Wilde diere het ons glad nie nodig nie. Baie keer het hulle 'n foto van die dier en min of meer waar die dier is. So met wilde diere, die meeste, soos hierdie geval nou waar die dier ontsnap het, is 'n kommunikasie baie behulpsaam dalk, maar ook is baie behulpsaam in gevalle waar daar konflik is tussen mense en wilde diere, as gevolg van, jy weet, ons wat hulle habitat begin oorneem. Soos boere en diere of boere en bobbejane en of bokke of olifante wat mense se crops vernietig. En as mense wil ons, jy weet, onmiddellik van hulle ontslaa raak, wat volgens my regtig nie 'n manier is om ander wesens met respek te hanteer nie. Jy weet, ons is geneig om as diere, as mense, as iets ons nie pas nie, maak ons dit net onmiddellik dood. So dit is 'n goeie manier om vir die diere te sê, hoor hierso, julle kan nie in hierdie gebied mee gaan nie, want die gevolge is XYZ. Julle gaan geskiet word of vergiftig word of hoe ook al die feite is. Kan jy ook terugkommunikeer met die dier as jy nou die inligting ontvang het en daai dier is nou byvoorbeeld ongelukkig, dalk is die erf te klein of dalk is daar nog 'n dier wat pla, kan jy nou terugkommunikeer en dalk 'n bietjie terapie gee vir die dier? Ja, natuurlik. So mense kan met enige diere kommunikeer. Jy kan ook met diere kommunikeer wat nie meer in hulle fisiese liggame is nie. Ons kan nou dalk 'n bietjie daaroor praat, dis ook baie interessant. Maar ja, dit is soos 'n gesprek
elke dier, om eerstens dit te sê, elke dier het hulle unieke persoonlikheid. Jy weet, baie mense dink diere het soos 'n collective consciousness. Dit is dalk meer waar vir wilde diere, maar vir domestiek diere, elke dier het sy eie persoonlikheid. Soos enige iemand wat diere het, weet dit. So hulle het ook verskillende maniere om te kommunikeer. So partykeer sal hulle nie op daai oomblik regtig, ek het al een keer gehad wat ek wil kommunikeer met 'n hond oor 'n afstand en die boodskap was ek kan nie nou nie, want ek's besig om te speel. Jy weet, so dan moet jy byvoorbeeld teruggaan op 'n meer geleë oomblik. So jy kan terugkommunikeer. Baie keer as jy terugkommunikeer, so baie keer is dit 'n geval van jy weet die gevolge van 'n sekere gedrag. En soms is baie interessant. So 'n goeie voorbeeld is byvoorbeeld ek moes een keer met 'n hond kommunikeer wat uit sy een been gebreek en toe breek hy die ander been. En daar was regtig nie baie hoop vir hierdie hond gewees om te herstel nie. En die hond self het gekommunikeer. Ek het hom gesê dit is die gevolge en die hond het self gekommunikeer terug. Hy wil nie vir 6 weke of 8 weke met pyn. Dis 'n ouer hond gewees met pyn en in 'n klein hokkie wees nie. Hy wil eerder uitgesit word. En dan is dit natuurlik moeilik om daai, jy weet, as mense wil ons moes aan alles vashou tot op die laaste oomblik om die dier se wense te respekteer. Liesel, nou jy het vroeër gesê die manier hoe jy nou gekom het dat jy 'n dierewelstand-praktisyn kon word, het verskillende kwalifikasies en verskillende, ek sou sê seker sertifikate gekry. As iemand nou na jou toe wil kom en sê ek wil ook 'n dierewelstand-praktisyn word, wat is jou raad? Wat is die roete? Ek dink elke mens se paadjie is maar anders, maar ek doen baie workshops soos ek gesê het, so dit is dalk 'n eerste stap, want as jy nie daai kanaaltjie weer kan oopmaak nie om in te connect nie, dan gaan jy weet dan die ander modaliteite is dan baie van die dierewerk is baie intuïtief. En ek sê ons glo ons almal kan dit doen. Obviously, hoe meer jy dit doen, hoe meer maak jy daai vermoë weer wakker binne in jouself. So ek sou sê as iemand se belangstel en dis vreeslik, ek meen daar is so baie modaliteite wat dierewelsyn behelp. Ek meen dis 'n baie groot tema in ons samelewing op die oomblik. Jy weet daar's soveel verskillende bodyworkers en dit en dit en dit. So daar is vreeslik baie kursusse beskikbaar wat ek vir mense kan aanbeveel. Party mense is ook meer, jy weet party mense wil nie kommunikasie doen nie. Party mense wil byvoorbeeld net werk op soos 'n diere fisio dalk wees, jy weet, of 'n diere chiropractor. So dan sit daar vir jou aan 'n roete. Die meer, hoe kan ek sê, wetenskaplike roete. Terwyl baie mense wil half goeders kombineer soos wat ek doen, want ek vind vir my persoonlik werk dit beter, want ook baie van die diere waarmee ek werk is, soos baie van die domestiek diere het gedragsprobleme, baie van die diere is getraumatiseer deur iets en dan het hulle addisionele treatments nodig, wat nou iets soos die reiki wat ek ook oor 'n afstand kan doen, of die touch wat help om ou emosies en so vry te stel. So vir my gaan jy weet die modaliteite wat ek persoonlik doen, pas my baie mooi by mekaar, want dit vloei vir my op 'n goeie manier, maar dalk vir jou, jy weet as jy nie so resoneer een van dit dalk nie so goed met jou nie. So ek sou vir mense sê begin ook met kommunikasie, want dis iets wat jy kan leer half in 'n naweek in 'n workshop en dan oefen en dan kyk hoe jy weet wat vir jou vloei, wat jy dink die volgende stap gaan wees. Kan dit so wees dat jy die dier verkeerd verstaan of dat die verkeerde inligting by jou uitkom? En Ja, 100%. goed, vertel vir ons dit. Onthou wat ek vroeër gesê het is, sê maar jy en ek en iemand anders is in 'n gesprek en jy vertel 'n storie, dan sal die twee luisteraars dit waarskynlik effens verskillend verstaan. Nee, want hulle elkeen luister uit hulle eie agtergronde uit. So dit is, en ek kan nie daarvan om te sê dit is verkeerd nie, omdat dit so 'n subjektiewe ding is. Jy weet, soos as 'n dier sê hulle is reg om huis toe te gaan, dan kan dit dalk wees die dier is reg om dood te gaan, jy weet. Wat ons heeltemal anders kan interpreteer as wat hulle regtig sê. En baie keer sê diere ook goed wat glad nie sin maak vir my nie. Maar jy weet ek noot dit maar skryf dit maar neer sonder om te veel aandag daaraan te gee. Anders is dit nou weer my interpretasie daarop. En soms maak dit vir die eienaar sin. Soms maak dit nie eers vir die eienaar dadelik sin nie. Eers ek het al mense gehad met my soos 'n week of 2 later kontak en sê, okay, nou verstaan ek wat dit beteken het. Maar soos met enige dialoog, enige gesprek, dit is 'n baie subjektiewe ding. Dis nie 'n feitelike boem 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 tipe van ding nie. So soms, jy weet, as 'n dier
Jy weet, en dit is ook, mens moenie te attached wees aan of dit nou reg of verkeerd is nie. Ek glo persoonlik daar is nie regtig reg of verkeerd nie. Dis soveel areas van grys. Dat jy nie moet voel, oeg, jy weet ek het dit nou verkeerd gekry nie. Soms is dit net 'n boodskap wat nie duidelik genoeg oorgedra is uit die dier se oogpunt of wat nie duidelik genoeg ontvang is deur my nie of deur die kommunikeerder nie. Jy sê nou jy werk met kliënte, waarvoor kontak mense jou? Is daar nou 'n probleem by die huis met die dier of hulle is nou raad op en nou vra hulle vir jou asseblief kom help net. Dit is vir domestiek diere meestal gedragsprobleme, veral met honde, katte wat soms uit die brood uit begin piepie oral. Dan dit soveel dinge, baie keer kontak mense om diere voor te berei op 'n skuif wat hulle gaan doen. Jy weet as hulle trek, soos ek het al 'n paar keer met diere gewerk wie se eienaars emigreer, om dan vir die dier te verduidelik van die hele kwarantaineproses en die vliegtuig en alles, jy weet alles wat gaan gebeur, net om dit makliker te maak vir die dier. Met perde is dit baie keer waarvan hou hulle? Hou hulle van spring of hou hulle van uitry, passie saal, maak iets hulle seer. Baie keer, soos ek sê, met diere wat dood gegaan het, jy kan met hulle kommunikeer en dit is, jy weet, soos baie keer 'n ongelukke. Ek het skuldig gevoel oor my hondjie Sarel en dit het my gekry tot om, jy weet, iemand te kry met hom te kommunikeer. Maar met diere wat nie meer lewe nie, is dit 'n vreeslike mooi kommunikasies want hulle kommunikeer uit 'n oogpunt uit van, hoe kan ek sê, 'n higher self en dit soms baie mooi boodskappe. Baie mooi, want vir hulle maak dit nou nie meer saak of hulle hou van hierdie bekkie of daai bekkie of whatever nie. Die boodskappe van hulle kom uit 'n plek van 'n hoër plek af. So is baie mooi boodskappe vir hulle eienaars, soms baie diep boodskappe vir, jy weet, kan ek sê, vir humanity op 'n manier. So ja, dit hang maar af dan ook natuurlik 'n aspek van kommunikasie wat ek nie doen nie, is diere wat vermis is. So dit is ook nogal iets waar mense baie keer kommunikeerders kontak en ek doen dit glad nie meer nie. Daar is mense wat spesialiseer daarin en die rede is, vir my persoonlik is dit te emosioneel. Want nou het jy 'n vreeslike emosionele persoon. Ja. En soos ek sê, daar is kommunikeerders wat al spesialiseer daarin en hulle jy weet daar's ander metodes soos mapping en pendulums en sulke goeders wat hulle kan gebruik om 'n dier te probeer opspoor. En dit is ook baie keer moeilik want soos katte kom en gaan soos hulle wil. Jy weet katte is ek sê altyd 1 voet hier en 1 voet uit ergens in die universe. Katte kies om te gaan en te kom. Honde kan regtig vermis raak en dit is soos ek sê baie emosionele kommunikasie en ek is ook nie omdat ek ander dinge in my lewe ook het, ek het nog 'n ander werk en so en ek kan nie voltyds beskikbaar wees om met 'n vermiste dier te kommunikeer nie. Jy het vroeër gepraat van die immigrasie en hoe mense dier kan voorberei deur die kommunikasie, die kwarantyne en wat dan alles voor lê vir die dier. Kan jy 'n bietjie uitbrei oor die resultaat daarvan? Hoe 'n dier voel oor die immigrasie en of dit dan beter is vir die dier na aanleiding van hierdie kommunikasie? Wel, een van my eerste kommunikasies, dit was nie 'n immigrasie, dit was mense wat van die Kaap of Johannesburg getrek het met hulle katte. So wat ek doen is jy stuur haar vir die diere images, soos as jy met hulle kommunikeer. Dis wat ek doen, ek stuur dit af vir hulle. Soos 'n image van die kratte of 'n vliegtuig en die geraas, daai tipe van goed. En hierdie mense het vir my gesê, toe die dag nou kom dat hulle moet trek, in plaas van dat die katte, jy weet katte hol mos gewoonlik weg as hulle aanvoel daar's iets wat nie normaal is nie. Enigiemand wat 'n kat wou al veearts toe gevat het, sal dit byvoorbeeld weet. 'n Katte is mos nie missing. Hulle sê die katte het net in die kratte ingestap. So dit was baie goeie feedback geweest. En ek het onlangs 'n hondjie gehad wat Nieu-Seeland toe is. Ja, die diere soms is baie benoud en baie bang, maar dit is baie oulik hierdie enetjie wat soos sy sal haar bes doen. Sister. Jy weet en dan sit ook om en sy het baie mooi daardeur gekom. Baie goed deur die kwarantyne en alles. En dan ook om vir die mense te help. Soos baie van die kommunikasie is ook maar praktiese tips, jy weet, soos in maak hulle gewoond aan die krat voor die tyd, jy weet, vir weke voor die tyd. En sit ietsie in wat na julle ruik. Jy weet net praktiese. Baie van my werk gaan ook al met gedragsprobleme, het ook 'n aspek al van 'n behavioral. Ek is nie 'n gekwalifiseerde diere gedragsspesialis nie. Maar baie daarvan is ook 'n bietjie van 'n
training vir mense. Dus ek sê mense kry honde in hulle lewens in wat regtig oefening byvoorbeeld nodig het. Of jy weet, jy kan ook nie sekere goeders met 'n kommunikasie net fix nie. Jy weet byvoorbeeld as 'n hond separation anxiety het. Jy kan nie vir die hond met die hond kommunikeer nie. Ek kan verstaan hoekom, maar dan is die verantwoordelikheid op die eienaar om die training te doen, om dit reg te stel. Dis eintlik 'n baie belangrike aspek wat jy aanraak en soveel mense het al kontak gemaak met dieremaniere en gesê my hond of my kat, meerendeels honde, het ons kan maar seker nou sê 'n skeiingsangs of 'n angsversteuring laterand ontwikkel. Ja. Wat is al die redes wat die diere aan jou gekommunikeer het? Kom ons praat van honde. Hoekom hulle skeiingsangs het? Wel, honde is diere wat in packs leef. Ja. Honde is net so sosiaal soos ons. So vir 'n hond, as jy 'n hond in jou lewe inbring, is jy deel van sy pack, onmiddellik. Al die mense in die huisgesin. So dan kan jy nou dink, as die hele pack weggaan, natuurlik gaan honde uitfriek daaroor. Ek meen, as mense net sien die skade wat honde kan aanrig, nê? Ja. As hulle alleen gelos word, jy weet, banke wat opgevreet word en goed wat, dit is stres, dit is totale angs wat so uitspeel. En dis hoekom ek sê, as 'n hond nie daarmee kan cope nie, kry of nog 'n hond, of train die hond. Train die hond dat jy weet, dis daai tipe, dis nou waar die training inkom. Gaan vir 5 minute uit en kom terug. En dan word dit dalk vir 10 minute en kom terug. Maar dit is gewoonlik die werk wat die mense nie bereid is om te doen nie. Hulle wil hê dat die kommunikasie met alles fix. Ek sê ook soms vir mense, jy weet, as hulle gaan, sê vir die hond, onthou al sê in Engels, voordat ons 'n woord uitspreek, voordat ons 'n woord in 'n taal in ons monde sê, is dit eers 'n gedagte in ons brein. En daai gedagte in ons brein is die energie wat die diere optel. So sê vir hulle, ek kom terug oor 'n halfuur, dat hulle weet. Maar vir 'n hond die ergste ding is om nie by sy mense te wees nie. En dis hoekom skeiingsangs is nie regtig iets wat in katte bestaan nie, want katte gaan net op, ek dink die katte het ons regtig nodig nie, behalwe om hulle kos te gee. Maar honde het regtig daai wil by jou wees, want jy is deel van hulle pack. 'n Hond is nooit 'n dier wat sommer uit keuse uit alleen sal wees nie. Ja. Nou, ek glo jy kry baie die vraag oor die wetenskap en die navorsing wat hierdie dierekommunikasie ondersteun. Verduidelik vir ons 'n bietjie, jy weet, hoe het dit ook nou gekom? Hoe het hierdie vakgebied ontstaan en wat bestaan? Wat weet ons? Wat wetenskaplik weet ons daarvan? Wel, dit is eintlik 'n area wat toe ek dit begin doen het mense dit gesien as baie soos 'n woe tipe van, jy weet, is bietjie crazy. Maar daar is eintlik verskriklik baie navorsing al gedoen daaroor. Want op die ou einde gaan hierdie kommunikasie oor quantum physics. Soos ek sê, alles is energie en mens kan connect op 'n energieke manier. En daar is 'n ou wat, sy naam is Rupert Sheldrake. Hy het 'n boek geskryf, Animals Know When Their Owner is Coming Home of so iets. Wat selfs in die Tweede Wêreldoorlog, jy weet en dis 'n gedokumenteerde saak, dit was nou voor WhatsApps en selfone en enigiets. Die ou het teruggekom, die soldaat was op pad huis toe en niemand het dit geweet nie. Maar sy hond het by die deur gaan sit en wag. 3 dae. En die rede is want hulle voel die energie, hulle voel daai energie van 'n persoon wat met, jy weet, is as jy sterk koneksie het met 'n dier. Hulle voel die energie wat met hulle op 'n manier in hulle eie energieveld kommunikeer. So almal van ons het ook 'n energieveld wat, jy weet, wat rondom ons is, en daar's ook baie wetenskaplike navorsing gedoen daaroor. Dis amper soos, ek kan seker maar sê, dis amper soos 'n aura, maar dis ook nie reg, dis 'n letterlike energieveld wat rondom elke ding wat lewe bestaan. Plante, mense, diere, vrugte, en hulle het met wetenskap het hulle foto's geneem daarvan. So dis daai energieveld wat elkeen van ons omring, wat half die basis is van hierdie vermoë om met iemand in koneksie te tree wat nie by jou is nie. En nou na al die jare verloop het en nou die navorsing wat jy ook vir ons verduidelik het, hoe ontvang mense die ding van dierekommunikasie? Is dit nou al anders as in die verlede? Ek moet sê mense is baie meer oop daarvoor. Dit is nie meer iets wat 'n weird storie is of enige so iets nie. So dit is baie makliker om hierdie werk te doen, want baie keer in die verlede ook het mense, jy weet, mense wil dit doen, maar hulle is vreeslik skepties daaroor, en dan sit so, dis nie regtig of ontvanklik vir die inligting of die hele proses nie.
wat moeilik is dan as 'n kommunikeerder om met 'n dier te kommunikeer en op 'n manier, jy weet die eienaars, soos ek sê, mense soek quick fixes. Dis maar wat mense soek, maar soos ek sê, dit is iets wat baie mense meer begin verstaan, dat jy weet, jy kan nie net van diere alles verwag sonder om na hulle te luister en jy weet, hulle te wil help om te bestaan in ons lewens nie, in ons lewenstyle nie. Nou daar's ander metodes wat jy ook gebruik. Ons het nou baie gepraat oor die kommunikasie, maar jy het ook al genoem dat aromaolies baie doeltreffend is met diere se genesing. Brei 'n bietjie uit daaroor. So ja, aromaolies is iets wat regtig ongelooflik is, want elke olie het 'n sekere komponent, soos byvoorbeeld as jy nou vat byvoorbeeld iets soos roos. Roos is een van die, jy weet 'n roos, hoe kan ek dit simboliseer? Love en acceptance, en so as jy dink aan 'n roosolie. En elke olie 'n komponent. En wat ons baie doen met perde ook is, of met diere ook, is om 'n paar olies wat jy nou dink sal werk, soos as jy weet 'n dier is getraumatiseer of so iets, dan het jy nou die olies wat jy dink kan werk om vir die dier die olies te wys. Om letterlik die botteltjies, die houertjies oop te maak en dit voor die dier te sit. En hulle sal onmiddellik vir jou sê wat se een. Want hulle weet wat vir hulle gaan help, meer as wat ons kan weet wat vir hulle gaan help. Soos perde sal soms daai hele botteltjie in hulle monde vat, kan nie genoeg daarvan kry nie, dan weet jy, dit is die een wat ek moet gebruik. En dan vir wat gebruik jy dit? Massering of moet hulle dit inneem? Nee, dit is gevaarlik, wees versigtig om olies in te neem, want party van hulle is nie goed om in te neem nie. Soos bijvoorbeeld lavender is 'n olie wat baie kalmte veroorsaak. Jy weet, so as jy baie gestreste dier het, dan kan jy lavender op jou hande sit en dit af oor hulle harte hou. Of ek hou daarvan ook hierdie diffusers, want dis 'n baie veilige, jy weet hierdie diffusers wat die mis maak, om olie daarin te sit in 'n kamer. Byvoorbeeld as jy nou in 'n nuwe huis is, kan jy nou lavenderolie so in 'n diffuser sit. En dit, jy weet, dan versprei dit deur die kamer en dit maak hulle byvoorbeeld kalm. En met perde, as met perde sit ek dit baie keer op my hande, as jy nou met hulle werk of hulle masseer, dat daai reuk op jou hande is en of ook op hulle. En wat is die resultate wat jy dan nou sien met die aromaolies na die massering? Is dit geweldige verbetering? Ja, ek meen die aromaolie is ook net een komponent van die hele proses. So dis net om te help en half te ondersteun. Jy weet, as ek gestres is, dan hou ek ook daarvan om van 'n lavender olietjie in my diffuser te sit. So dit vat nie die stres weg nie, maar dit maak mens net kalmer, en die olies doen half dieselfde vir die diere. Ja. Goed, so jy is baie betrokke met die diere op hierdie manier. Mense kontak jou. Hoe weet mense van jou? Is dit aanlyn of is dit maar mond-tot-mond bemarking wat nou so die woord het versprei? Ja, ek het 'n webtuiste waar die details is. Ek dink mense kry my soms daardeur, maar meeste van my kliënte, baie van is internasionaal, is versprei, die een vertel vir die ander, of kliënte van, soos ek het nou 'n kliënt wat nou na 5 jaar teruggekom het, want die hondjie is nou oorlede, so sy wil nou kommunikasie hê met hom nadat hy oorlede is. So baie is ou kliënte wat ek maar heeltyd met diere, hulle diere werk, soos wat mense nou maar die nuwe diere kry en diere verloor, en baie van hulle is aanbevelings. Ek adverteer nie so vreeslik baie soos op Facebook en so nie. Dit is, ja, daar's eintlik vreeslik baie mense wat nou, jy weet, dierekommunikeerders is. So ja, myne is maar, soos ek sê, ou kliënte, word of mouth, en ek dink mense kry my op my webtuiste. Jy praat nou van baie mense wat dierekommunikeerders is. Is dit 'n bedryf wat gereguleer word? Of dink jy dit is iets wat wel gereguleer moet word? Ja, dit is nie op die oomblik gereguleer nie, maar ek sou sê ja, dit moet dalk gereguleer word, omdat soos met enige iets, daar is maar baie charlatans ook. Dit is 'n moeilike ding om te reguleer, want dit, soos ek sê, alles is half subjektief, maar ek het lank terug met 'n vriendin van my gepraat en half gedink dit sal dalk 'n goeie ding wees om ten minste 'n kode van etiek te skryf vir animalkommunikeerders. Dit is soms baie moeilik ook as mens nou kyk na die etiese ding daaroor, jy weet, om te sê, maar soms wil diere nie kommunikeer nie. En dan die probleem is gewoonlik nie die diere nie, dit is om dit vir die mense te verduidelik. En om regtig die integriteit te hê om die stem te wees van die dier, om die inligting wat jy kry baie akkuraat
en met soveel liefde oor te dra as wat jy kan, al weet jy die persoon gaan dit nie goed ontvang nie. So dit is my soms, dit is 'n moeilike aspek, want soms, weet ons hou nie van enige vorm van konfrontasie nie. So soms, weet ek het dan met ander mense ook gepraat, is hulle half huiwerig om die hele volle boodskap oor te dra. Jy weet, soms is dit regtig, jy weet, van die goed wat uitkom is nie lekker vir ander mense om te hoor of om mee te deel nie. Soos ek het een keer 'n kat gehad wat in die huis begin piepie het, uit die bloute uit. En die vrou het my gevra om dit op te los, en wat toe uitkom is dat sy was in 'n abusive verhouding met haar boyfriend. En die kat het dit vir my gesê, en ek het vir haar gesê, dit is wat die kat sê, en sy het dit ontken, en wou nie daarmee deel nie. Verstaan jy? So dit is eintlik soms is dit baie sensitiewe onderwerpe wat mens mee moet hanteer, en dan moet jy bevoeg wees om op 'n taktvolle en goeie manier, en soos ek sê, met liefde met die mens te kommunikeer, sodat die waarheid van die dier met integriteit en respek oorgedra kan word. Baie van jou kliënte is internasionaal. Kan jy so ver as internasionaal met diere verbind? Ja, verseker. Solank ek 'n foto het van hulle, ja, dit is definitief moontlik. Hoe lank vat so 'n proses as jy dan nou begin en jy het nou gesê dis soos 'n frekwensie om ingeskakel te wees met hierdie dier se frekwensie en dan 'n min of meer 'n gesprek met hierdie dier aan te knoop. Vat dit lank? Is dit 'n dagproses, paar ure? Nee, soms is dit baie vinnig. Ek sou sê tussen 'n uur en 'n uur en 'n half. Dit hang af ook, jy weet, soos gewoonlik kontak mense met spesifieke vrae. So soms stuur hulle soos 'n A4 bladsy vol vrae. En soms, jy weet, maar die goed vloei ek maar half so in mekaar in. Vir my die lekkerste kommunikasies is as die oomblik net reg is en die dier deel half alles onmiddellik en jy kan half amper nie vinnig genoeg notas neem nie. So hulle is baie reg om te praat. Jy weet, dis mense, sommige mense hou daarvan om te praat. Partykeer is dit soos, ag, dankie tog. Uiteindelik kan ek met iemand gesels oor wat aangaan. Jy weet, dan deel hulle maklik. Maar soms is dit 'n pynlike situasie of dan is diere nie, sommige van hulle is nie so oop om te kommunikeer nie. So dan vat dit langer. Jy weet, dan moet jy connect en weer connect totdat die dier, en soms vertrou hulle ook nie 'n vreemdeling nie. Jy weet, soos ek sou altyd sê, my naam is Liesel, so en so het my gevra om asseblief met jou te praat hieroor. En soms is hulle bly en soms is hulle okay, kom ons doen dit, en soms is hulle soos in nee. En dan probeer ek maar net later weer. Maar ek sou sê met 'n foto is dit so 'n uur en 'n half. Soms is daar, as die koneksie nie lekker is nie of ek word onderbreek, dan kan ek teruggaan. Jy kan altyd teruggaan. Jy weet, dit is amper soos as jy met 'n vriendin op die telefoon praat en iets onderbreek jou, dan sê ek gaan jy oor 'n uur terugbel. Jy weet, dan kan jy weer teruggaan en die res van die kommunikasie doen. Ek weet jy praat nou Afrikaans, maar baie diere is seker in 'n Engelse huishouding, veral internasionaal en selfs ander tale. Nou, dis dalk nou 'n simpel vraag, maar ek's nou baie nuuskierig om te weet, met watter taal kommunikeer jy met hierdie diere? Met 'n taal wat nie regtig getaal is in woorde nie. Dit is, ek skryf dit natuurlik in Afrikaans of Engels vir my kliënte. Maar dit wat ek ontvang, skryf ek in Afrikaans of in Engels, meestal in Engels, want dit maak vir my sin. Maar dit wat ek ontvang is, kan ek sê, dis al beyond 'n taal. Dit is die taal van energie. En jy het vroeër gesê, of prente, of 'n gevoel, dis wat jy kry. Maar wat gee jy vir die dier? Ook 'n prent. Ek stuur vir hulle baie clear images. Soos as jy nou vir 'n dier wil verduidelik, vir 'n kat, byvoorbeeld moenie in die straat gaan nie, want die gevolge is 'n potensiële ongeluk. Dat jy deur 'n kar gaan raak gery word, dan stuur ek vir hulle baie vivid images van kar en gebreekte bene en bloed en so aan. Dis wat ek vir hulle probeer stuur, maar agter dit is tog ook 'n gevoel. Dis baie moeilik om net 'n gevoel te stuur, jy weet, ek stuur vir hulle die images. En dit werk persoonlik vir my. Ek skep 'n baie sterk image en ek projekteer dit al vir hulle. Of jy weet, baie keer die proses is of maak jou hart oop, connect met die hart, want dit is waar jy kommunikeer. Dit is nie soveel met jou kop nie. Ons gebruik jou brein obviously om sin te maak en om dit neer te skryf, maar die kommunikasie is op 'n energieke manier, soos in hart tot hart basis. So ek verbeel my soos ek stuur vir hulle hierdie grafiese images deur en verskillende goed werk vir verskillende mense. Vir my is dit soos ek imagine soos 'n brug wat my hart aan hulle hart connect. Party kommunikeerders gebruik 'n bubble. Jy weet, soos die bubbeltjies wat jy blaas met die seepwater.
die bubbeltjie wat na hulle toe dryf en arriveer by hulle. So daar's verskillende maniere om dit te doen, want dit is tog die essensie om dit vir hulle te projekteer. En eintlik die projeksiedeel is op 'n manier makliker, wat moeilik is vir ons om stil te raak en dan te wag vir wat ontvang word. In die middel van al ons eie gedagtes en jy weet ons idees en is dit nou reg of het ek dit nou ontvang? Jy weet daar's vreeslik baie, ons koppe is besige goeters ongelukkig. So om jouself net stil te kry. En dis waar iets is 'n mindfulness practice of 'n bietjie meditasie help baie om net jouself stil te kry en nie in al die rigtings te gaan wat jou gedagtes wil gaan. Wat het jy persoonlik nou al geleer van diere? Nie net van diere nie, maar wat diere jou geleer het. Deur die kommunikasie, soos wat jy met hulle kommunikeer, is daar algemene riglyne, nie noodwendig reëls nie, maar dalk 'n benadering wat diere eintlik vir ons kan wys. Ja, verseker. I mean, diere is baie meer connected met die lewe as wat ons is op 'n manier. Want ons jaag goeders wat nie regtig belangrik is nie. Weet, ons jaag geld en besittings en om besig te wees. So diere is vir my 'n baie goeie manier om net weer terug te kom na die essensie van die lewe en die wonderlikheid van die lewe. Jy weet, diere is 100% in die oomblik van nou. Hulle lewe nie in die toekoms of in die verlede nie. Ek het al met diere gekommunikeer by 'n shelter wat sou uitgesit word daai dag. En hulle is nie in daai gevoel van jy moet jammer wees vir my nie. Hulle geniet die sonskyn want hulle is nou op daai oomblik in die sonskyn. Ons mense is altyd of in die verlede of in die toekoms. Ons is nooit in hierdie huidige oomblik nie. So dit is een groot ding wat hulle vir my geleer het om die huidige oomblik te geniet, want dit is waar ons nou is. En 'n ander ding is dat hulle het soveel uiteenlopende persoonlikhede. Soos ek sê, jy het 'n honde, almal is honde, maar in die honde is daar verskillende rasse wat hulle eienskappe het. En binne in elke ras is daar die individue, wat hulle individue is, net soos ons, sentient beings, almal van hulle. En 'n ander ding wat vir my al baie gehelp het in my persoonlike lewe is, jy weet diere wat dood is. Ek kan nog steeds met hulle connect. Dit gee vir mense, weet ek sien vir my kliënte ook soveel of comfort om te weet dat daai sielietjie, jy weet, het op 'n manier 'n koneksie vir ewig. Dis nie, jy weet, as jy hulle verloor, wel soos met mense ook, jy's vir ewig op 'n manier connected aan hulle. En ek het al honde gekry wat teruggekom het na dieselfde mense toe uit vorige bestaane uit saam. So as daar nou nog mense is wat meer inligting wil hê oor hierdie vakgebied en vir wie dit eintlik vandag verskriklik nuut is. Dis die eerste keer wat hulle hiervan hoor en dis amper te goed om waar te wees. Wat sal jy vir so 'n persoon sê? As hulle meer wil weet, kan hulle my natuurlik kontak. Soos ek sê, ek verkies op die oomblik om baie workshops te doen, om vir mense te leer om self weer hierdie vermoë te hê, want dit gaan meer diere help as wat ek probeer om met honderde diere te kommunikeer op my eie. So om ons onderhoud af te sluit, wat is jou boodskap vandag aan die luisteraars? Miskien is daar luisteraars wat dit vir die eerste keer hoor vandag en dalk is daar nog luisteraars wat baie skepties is en dalk is daar luisteraars wat baie positief is hieroor. Wat is daai een boodskap wat jy vandag vir luisteraars wil gee? Ek sou sê, moenie iets afskryf soos hierdie modaliteit net as gevolg van gebrek aan verstaan daarvan nie. En dit help ons om met diere, ek dink ons kan baie meer respek hê vir al die diere rondom ons. Want diere gee vir ons so baie, so baie. Hulle is totaal lojaal. Hulle gee alles wat hulle het vir ons. En ek dink baie, ons vat so baie van hulle sonder om vir hulle genoeg terug te gee, om hulle te sien as wie hulle regtig is as individue en om wat hulle behoeftes is. Wat regtig hulle behoeftes is. Ag Liesel, baie dankie, jy het ons help verstaan vandag. Dis 'n baie interessante veld en daar's waarskynlik nog baie waaroor ons kan gesels. Dalk 'n bietjie nuut en vreemd of dalk vind jy baie waarde in kommunikasie met diere. Hoe ook al sy, nou weet ons hoe diep kommunikasie met diere kan plaasvind volgens Liesel Kreer. Hier is ons nou weer terug by die dieregeluide. Wian se klank klink so. Die leidraad was baie sosiaal en slaap met een oog oop in die oseaan. En die antwoord is: jy het natuurlik reg, 'n dolfyn.
Dalk het jy al die geleentheid gehad om saam met 'n dolfyn te swem. Vertel ons asseblief daarvan. Stuur sommer vir my 'n boodskap. media@elsjevanjaarsveld.co.za. Volg ons ook gerus op Facebook en Instagram by RSG of Elsje van Jaarsveld. Dankie Wian vir die tegniese versorging weer eens en die interessante dieregeluide. Ek is Elsje van Jaarsveld en ek groet tot volgende week wanneer ons oor afgetrede resiesperde gesels. Tot dan, goed gaan en geniet jou diertjie.